Vandag het ek die kans, die geleentheid om die begroting aan julle voor te hou en dis begrotingssondag, so dit is vir die van julle wat nou die eerste keer hier is, oom en tannie, ons doen dit so 2 keer 'n jaar in Maart maand, wat ons terugvoer gee oor die vorige begroting wat verby is en dan die nuwe begroting voorlê en dan in September wat ons 'n halfjaar terugvoer gee. So dis 2 keer 'n jaar wat ons begrotingssondag het en die rede daarvoor is eenvoudig, ons wil bloot net deursigtig en verantwoordbaar wees vir die geld waarmee julle ons dan ook vertrou, die Here se geld en die werk wat ons daarmee doen. Nou ek het myself beloof, want ek moes regtig nou 'n paar Sondae hierdie afgelope tyd ander stories praat as net preek en dit het lank geraak. So ek het myself regtig voorgeneem dat ek dit so kort en kragtig as moontlik gaan doen en nie een van Ian se afdraaipaadjies gaan vat wat hy ook gereeld vat in 'n diens nie. Maar ek wil dit daarom met 'n grappie begin. En nou moet ek 'n disclaimer gee. Ek het hierdie grappie gehoor wat 'n CA vir 'n ingenieur vertel. Okay. So vat dit vir wat dit is. So dit gaan so daar word vertel van 'n man wat vir God gaan vra en vir hom sê, Here, ek weet dat by U is 1 dag soos 1000 jaar. Is dit so? En God sê ja, dit is so. Dis so in die woord ook staan, 1 dag is vir my soos 1000 jaar. En hy sê toe maar, Here, beteken dit dan dat R1 vir u soos R1000 is. En hy sê toe wel, as jy nou daai vergelyking wil trek, dan kan jy nou maar seker, so ja, kom ons sê nou maar so, R1 is vir my soos R1000. En hy sê toe, okay Here, kan ek asseblief R1 by u kry? En God sê vir hom, ja, kom net oor 'n dag weer terug. So, ek beloof, ek gaan regtig myself voorneem om julle nie vir 'n dag hier te hou, as ek nou gesels oor die gemeente se begroting nie, bloot omdat ek nie R1000 het om vir elkeen van julle te gee nie. Maar kom ons kyk na ons begroting. So, verlede jaar Maart het ons hierdie begroting aan julle voorgelê, met ons inkomste en ons uitgawes, en basies kom dit daarop neer dat ons baie hard gewerk het om verlede jaar 'n gelykbreek begroting voor te lê. Om te sê, kom ons probeer soveel as moontlik van die uitgawes terughou, beperk en ons probeer om 'n gelykbreek begroting voor te lê. En die groot rede agter die dryf van 'n gelykbreek begroting was ons legacy projek gewees. Ons wou baie graag verlede jaar met ons 50ste bestaansjaar hierdie projek loods. En ons het geweet dit gaan beteken dat ons ekstra gaan moet vra en daarom het ons aan die begrotingskant, die gemeentebegrotingskant probeer om dinge so min en eenvoudig as moontlik te hou, sodat ons die legacy projek dan nou kon loods en sodat ons vir julle bydraes daar kon vra. En julle het bygedra. Soos julle sien, die afgelope van die begin van die jaar af die vordering wat ons kon al toon hierso, en ons het vir die legacy projek vandat ons dit verlede jaar geloods het tot nou einde van die finansiële jaar met klein bydraes, groot bydraes, fondsinsameling, mense wat goed teen goedkoper prysfonds doen, mense wat goed verniet vir ons doen, soos die hele kombuis wat gratis oorgedoen is vir ons, het ons in randwaarde 900,000 plus ingekry vir die legacy projek, wat regtig ongelooflik is om daai ruimte te kon skep. Daar's nog 'n bietjie geld oor wat ons dan nou gaan begin gebruik om dit mooi te maak, maar dit is die geld wat ingegaan het in die legacy projek. Nou vir ons het die legacy projek, en ons gaan dit nou ook noem die legacy ruimte, regtig nie net daaroor gegaan om iets in die kerk mooi te maak nie. Maar dit het 'n baie groter simboliese betekenis. Die legacy projek, en hoekom dit daai naam het, simboliseer vir ons kruin kyk vorentoe. Ons staan op die fondasie wat die afgelope 50 jaar vir ons gelê is deur almal wat hier gebou het en betrokke was en gegee het. Ons staan op daai fondasie, maar ons kyk vorentoe en ons sê ons glo Kruin gaan nog vir 50 plus jaar 'n geloofsgemeenskap wees, 'n
ek wil sê 'n NG geloofsgemeenskap wees binne hierdie dorp van ons, dat ons hier 'n roeping en 'n impak het om uit te leef. En ek wil nie negatief wees oor enige ander NG Kerk of enige ander kerk nie, maar dit is 'n groot belydenis wat ons maak, om te sê ons kyk vorentoe en ons sal bly vorentoe kyk en bly vorentoe werk. En die legacy ruimte, as ons om so daar kyk, is vir ons die simbool daarvan. Dis nuut, dis vars en dit is uitnodigend en ons wil daarmee mense uitnooi om deel te wees van hierdie geloofsgemeenskap en die groei wat hier plaasvind. Maar, nou wil ek gou vir julle iets vra. Ek wil toets of dit by julle huise ook so is of net by my huis. Wie van julle het al iets in jou huis mooi gemaak? Al was dit net bietjie nuwe scatter cushions of al het jy 'n vertrek geverf of nuwe meubels of miskien 'n hele nuwe vleuel aan jou huis aangebou en jy is so opgewonde daaroor en dit is dis definitief duurder as wat jy gedink het dit gaan wees. Maar terwyl jy met daai nuwe ruimte besig is, dan begin die kraan in die badkamer lek en die plafon in die sitkamer moet geverf word en Desember toe reën dit baie en nou is daar lekker in die opwas, maar die geld wat jy nou aan die herstelwerk moes spandeer is nou alles in die nuwe plek in, so nou sit jy maar nou net 'n emmer daaronder en jy kyk maar net af as jy in die sitkamer instap by enigiemand so, nee. Okay, daar is hy. Sien net ons nie, is almal. Alright, so dit gebeur en ek gebruik dit sommer net as 'n beeld om te sê, deel daarvan is nou wat my hier ook met ons gebeur het, is ons het van die nodige uitgawes met die vorige begroting teruggehou, want hierdie was vir ons belangrik, omdat dit simbolies groot betekenis dra, en daar het ook 'n bietjie uitgawes van die kant af gekom, wat ons nie voor begroot het nie gedink het, daar gaan wees nie, onder andere die dakke lek, kan julle glo. So, daar's 'n paar goed wat toe nou ekstra bygekom het, wat beteken het, dat ons die jaarbegroting anders afgesluit het, as wat ons gedink het ons gaan, en dit het ook 'n effek op ons nuwe begroting. So, ons het regtig op die uitgawes 'n redelike bedrag probeer spaar, dis omtrent 520.000 wat ons daar gespaar het, maar op die inkomste het ons ook minder ingekry as wat ons gedink het, en met alles die besparings en die inkomste het dit beteken dat ons die finansiële jaar op 'n R176.000 tekort afgesluit het. Waar gaan lê hierdie tekort? Dit gaan lê in ons finansiële woord, likwiditeit, in ons spaarfonds, so dit het in ons spaarfonds bietjie ingegaan. Ons het 'n redelike gesonde spaarfonds, maar dit beteken ons moes van dit gebruik vir die uitgawes wat gekom het. En nou in ons nuwe begroting het ons finansiële komitee en Caroline, ons voorsitter, ongelooflike goeie werk gedoen. Julle, dit is regtig uitstekend hoe die begroting saamgestel is en wat ons nou daarmee wil doen. So, ons sal nou by die bottom line uitkom, maar as julle gaan vergelyk tussen die vorige begroting en hierdie ene, die werklike begroting en die nuwe begroting, sal julle sien, en as julle hierdie inligting soek, dit is beskikbaar, kan dit vir jou print en WhatsApp en stuur as jy dit wil gaan vergelyk, as die syfers vir jou saak maak en belangrik is, of as jy hou daarvan. Ons het gaan kyk dat die inkomste begroting nie die vorige jaar se begroting match nie, maar die werklike van die vorige jaar. So julle sal sien, ons begroot minder as wat ons die vorige jaar begroot het, want ons werk met die werklike syfers. En dit is daar sigbaar. Goed wat definitief ook minder voorbegroot is ons salarisse. Daar's 'n groot verskil in begroting in ons salarisse van die vorige finansiële jaar tot hierdie finansiële jaar. Maar iets wat ek wil hê julle moet raak sien is, iets wat nie minder voorbegroot is nie, is ons bedieninge. Dis actually meer voorbegroot en ek gaan by dit uitkom. Maar dit beteken die goed wat ons, die instandhouding wat ons nou moet opvang in hierdie nuwe finansiële jaar, plus 'n paar ander uitgawes wat ons nie weer kon onderdruk nie, beteken dat ons moet begroot vir R400.000 tekort. Nou dit klink verskriklik, as jy in 'n rukkie en kryne sal jy dalk onthou, ons het so 4 jaar terug begroot vir R600.000 tekort wat ons opgemaak het. So ons is eintlik glad nie hier oor
te veel bekommerd nie, want ons het 'n plan. So kom ons nou altyd hier staan met 'n plan. Wat is hierdie plan? Hierdie plan is julle. En hoekom is hierdie plan julle? Want dit is hoe ons dink oor dankoffers. Dis hoe ons dink oor deelname aan 'n geloofsgemeenskap. En ek gaan dit nou mooi verduidelik, dat ons verstaan, hoekom bring ons hierdie gedagtes of hierdie syfers na julle toe? Want dit is ons syfers, dis ons begroting, hierdie geloofsgemeenskap, hierdie huisin. Maar daar's 'n belangrike manier hoe ons dankoffers moet verstaan. Miskien dink julle, of iemand wie julle ken, oor geld vir die kerk gee as ledegeld. Dit is soos jou gymgeld of jou ATKV ledegeld of een of ander klub waarna jy behoort en waarvan jy lidmaatskap het, daarvoor betaal jy 'n fooi. So die bedrag wat jy betaal is sodat jy aan die groep kan behoort. Nou wil ek dadelik sê, dankoffer kerkgeld is nie ledegeld nie. Want jou dankoffer gaan oor soveel meer as om net 'n lidmaat te wees van Kruin. Dit is nie net jou lidmaatskap geld nie. Ek gaan nou uitkom by wat dit is, maar dis meer as dit. Miskien dink jy oor jou, of iemand wie jy ken, oor dankoffergeld as toeganggeld. So dit is die toegang wat jy betaal om die diens by te woon. So die kollekte wat jy ingooi, is jou toegangsfooi. Nou gelukkig is dit ook nie dit nie, want dan sou die preek en die musiek gevoel het soos 'n opvoering wat ons hier moet kom lewer, wat dit definitief nie is nie. Daar's wel, en ek weet nie wie van julle dit ook gehoor nie, maar daar's wel 'n kerk wat ek onlangs van gehoor het, waar die pastoor vir die gemeente sê, daar's net op 2 maniere wat daar gesprek tussen mense en God kan plaasvind. God praat met jou deur die preek, en nie enige preek, net daai pastoor se preek, né? God praat met jou deur die preek, en jy praat met God deur jou chequeboek. OK. Ja, ek het ook gegaan, want dis glad nie hoe ons in hierdie geloofsgemeenskap dink oor dankoffers en bydra nie. Dis nie jou toeganggeld om 'n boodskap hier te kry nie, dit is soveel meer. Dalk dink jy oor geld vir die kerk as belastinggeld. Nou ek weet, dis al vir Jyks, moenie daai woord sê as jy praat oor geld nie, maar eintlik raak ons nou al 'n bietjie meer Bybels as ons begin dink oor dankoffergeld as belastinggeld, want dis presies hoe hulle in die Ou Testament gedink het oor dankoffers. Jy het jou offer na die tempel toe gevat as 'n tipe van 'n belasting. Jy het nie eintlik 'n keuse gehad nie. As jy dit ontduik het, was jy definitief in die moeilikheid, né? Hulle het so daaroor gedink. So daar was 3 tipes tiendes in die Ou Testament, sommer net vir interessantheid. Maandeliks moes jy 10% van jou opbrengs na die tempel toe vat. In Deuteronomium is daar wat hulle 1 keer 'n jaar nog 10% na die tempel toe moes vat vir 'n groot fees waarna toe al die mense genooi is. En dan elke 3 jaar moes jy nog 10% van jou opbrengs gee, en dan is dit gestoor as 'n tipe koskas vir die armes. En dis die 3 tipes tiendes. Nou tiendes in die Ou Testament konteks was nie noodwendig geld nie, inteendeel meeste van die tyd nie geld nie. Dit was vee of graan of wat ook al van wat jy gehad het, moes jy 'n tiende daarvan vat. Dit was soos 'n belasting. Maar in die Nuwe Testament, en dis hoekom ons eintlik nie in hierdie geloofsgemeenskap praat van tiendes nie, want Jesus kom gee 'n baie anderse perspektief oor geld gee, oor geld as in die Ou Testament. In die Nuwe Testament praat Jesus meer as die helfte van sy kere wat hy met mense praat. Of dit direk is en of dit in gelykenisse is, praat hy oor geld. Met een sentrale boodskap. Geld mag nie jou God wees nie. Dis wat Jesus sê. Geld mag nie jou God wees nie. So ons kry nie die idee van tiendes in die Nuwe Testament nie. Ons kry die idee van radikale vrygewigheid. Hoekom? Sodat jy radikaal vry mag wees van enige houvas wat dit op jou kan hê. Want dit was 'n issue. Dit was 'n probleem. Dis iets wat die mense sleg ervaar het, en Jesus sê radikale vrygewigheid.
Ek luister in 'n gesprek tussen twee Harvard Business School ouens, ook waar ek die grappie gekry het van die R1 is R1000, waar hulle navorsing gaan doen het oor God en geld in die Bybel en spesifiek oor hoe hulle dit sien in die wêreld uitspeel. Hulle het 'n dokument gaan skryf daaroor. En een van die goed wat my getref het, is die ou wat sê, die vraag moenie wees hoeveel van my geld gee ek vir God nie. Die vraag moet wees, hoeveel van God se geld kan ek vir myself hou? Kan ek vir myself gebruik? Dit het my so getref. Want kryners, dit is wat ons glo oor dankoffergeld. Dis nie ledegeld nie, dis nie toeganggeld nie, dis nie belastinggeld nie, dis God se geld. Dis ook nie Kruin se geld nie. Wanneer ons dink oor offervaardigheid en hoe ons in hierdie geloofsgemeenskap dit moet doen, uitleef, dan is dit die vraag, wat sê God vir ons? Wat sê God vir elkeen van julle? Julle sal baie gehoor het ons sê, ons vra nie, en ons kerke wat dit doen, bring vir my jou salarisstrokie en ek soek 'n persentasie daarvan, ons doen dit nie. Maar dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor die gesprek wat elkeen van ons met die Here moet voer. Elkeen, nie wat ons namens julle met die Here moet voer nie, elke liewe een. Want dit offervaardigheid gaan oor ons verhouding met God. Laaste sinne wat ek wil sê voordat ek oorgaan na ons boodskap van vandag is, dat by die kerk kan ons geld en groei aan mekaar verbind. Nou, ek gaan nou nie hier 'n finansiële praatjie of finansiële advies vir jou gee oor hoe om jou beleggings te laat groei of hoe om jou geld te laat groei nie. Dis nie die ruimte nie. As ons goed werk met die geld wat God vir ons gegee het, dan bring dit groei in ons lewe. Offervaardigheid om jou dankoffer te gee, bring ware groei en lei na diepe vreugde. En hier is op 2 maniere wat dit gebeur. Eerstens, groei dit jou geloof. Hoekom? Want jy voel dit aan jou lyf. Jy koop in wat jy bely. Jy sê nie net nie, jy doen. Jy gee, jy dra by, dit kos jou iets. Jy voel dit aan jou lyf, want dit kos jou iets. In Lydenstydreeks het ons, en waarmee ons besig is, praat ons oor wat het dit gekos? Wat het dit Jesus gekos om ons te red, en om ons vry te maak, en vir vergifnis, en vir ewige lewe, en vir hoop? Dit het hom alles gekos. En wanneer ons met dit moet my ook iets kos gedagte leef, sodat ek dit aan my lyf kan voel, ervaar ons die waarde en die diepte van dit wat Jesus vir ons gedoen het. En wat dit jou kos is ook nie net geld nie, dit kos jou toewyding, dit kos jou lewensverandering. Dit is wat geloofsgroei is. Dit kos jou iets, dit vra iets van jou. Meer is net geld, maar dit is ook 'n klein simbool daarvan. Dit is wat dit jou kos. Die tweede groei wat plaasvind, is die koninkryk. En dit is hoekom ons met groot egtheid hierdie begroting aan julle kan voorlê, om te sê, Kruin se begroting gaan nie net om daaroor om die ligte van hierdie gebou aan te hou nie. Kruin se begroting in ons harte, in ons strewe, gaan oor die koninkryk. Hoe brei ons die koninkryk van God uit? Hoe dien ons in die koninkryk van God? Hoe werk ons met ons hande en voete en met ons hulpbronne in God se koninkryk? Ons lewe voluit vir die koninkryk. Ons fokus is om besig te wees met God se werk. En elke dankoffer wat ons ontvang, dra daartoe by, God se koninkryk. Ons doen die werk wat God van ons vra in sy koninkryk. Nou watter werk is dit? Julle, ja, dit is ons bedieninge. Dit is die boodskappe wat ons bring aan kinders en tieners en Bybelstudies. Dit is ons doen goed projekte waar ons in die gemeenskappe verskil maak. Dit is ons belangegroepe waar ons mense laat tuis voel om op verskillende maniere van die lewe te ervaar, maar God is ook daar. Dit is ons salarisse wanneer ons besoeke, wanneer dit ons ook in staat stel om ten volle ons aandag te gee aan besoeke en ondersteuning en pastoraat en begrafnisse en troues en voorbereiding vir eredienste. Daarvoor is dit ook.
So dis ook vir die werk wat ons en die personeel doen. En dis om alles hier aan die gang te hou, maar dis nie net vir hierdie plek nie, dit is vir die koninkryk. So ek wil my begrotingsgesprek, wat ek met groot eerlikheid en ook weerloosheid vandag doen, sê, gaan praat met die Here. As jy klaar genoeg gee, dan is dit reg, dan dankie. Maar dit is tussen jou en die Here. As jy nog moet gee of moet begin gee, praat net met die Here. Besef net, dit bring groei. Daarvan is ek oortuig. En soms gaan die groei met pyne gepaard, soms vra dit van ons om iets op te offer. En die twee ouens in die storie vertel hoe hulle besef het, die vreugde wat daar lê in daai opoffering. Want jy weet jy is deel van iets groter, jy maak 'n bydrae daarvoor. Ons gaan nou ons gemeentelied sing, en ons gemeentelied sing net met die gedagte dat hierdie geloofsgemeenskap Kruin gaan oor die koninkryk. Alles wat ons doen is koninkrykswerk. Dankie, Lourens. Ons kerk is 'n hawe waar Christene aanbid. Die credo wat ons voorstaan is geloof, gebed en hoop. Elkeen het 'n rol te speel om werklik te bedien. Almal moet dit leef tot ons Christus sien. Voluit vir die koninkryk, glo ons hart en siel. Vastaan in geloof en hoop tot ons Christus sien. Die Here het jou uitverkies, jy is 'n kind van God. Bly in die wil van Jesus, dan sal jou lig weer skyn. Ons kerk is 'n feeste waar liefde brou bou. In Jesus Christus dra ons die siel van God. Ons kan die Here loof en prys elke liewe dag. Vader, Seun en Heilige Gees, sing ons nou te saam. Voluit vir die koninkryk, glo ons hart en siel. Vastaan in geloof en hoop, tot ons Christus sien. Die Here het jou uitverkies, jy is 'n kind van God. Bly in die wil van Jesus, dan sal jou lig weer skyn. Huise wat Jesus volg, waar ons bly en werk en speel. Die liefde van die Here wil ons met almal deel. Hierin lê ons roeping om wat ons groot te leer. Nooit dan op die wêreld om God die te beleef. Voluit vir die koninkryk, glo ons hart en siel. Vastaan in geloof en hoop, tot ons Christus sien. Die Here het jou uitverkies, jy is 'n kind van God. Bly in die wil van Jesus, dan sal jou lig weer skyn. Amen, 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 amen. Baie dankie. Ek het gedink in die boodskap om verder te gesels oor die gedagte van groei. En op 'n baie interessante teks in die Bybel afgekom wat ek nog nie baie gelees het nie en definitief nog nooit oor gepreek het nie. So dit was my lekker navorsing en leeswerk wat hierby aansluit. So die teks is Esegiel 17. As jy jou Bybel by jou het, kan jy daar oopmaak want ons gaan nou so 'n paar gedeeltes daarvan kyk uit Esegiel 17 uit. Goed, ek lees vir ons daar van vers 1 tot 10. Die woord van die Here het tot my gekom.
Mens, jy moet vir Israel 'n fabel, 'n gelykenis vertel. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here, my God. Die groot arend met die groot vlerke, die lang vlerkpenne en die digte bontvere het na die Libanon toegekom en die top van die seder weggevat. Hy het die boonste takkie afgepluk, dit na die land van die handelaars toegebring en dit daar in die stad van die smouse gaan neersit. Daarna het hy 'n steegie uit Israel gevat en dit in die grond gesit waar daar baie water was en waar dit kon floreer. Die steegie het gegroei en 'n wingerdstok geword wat welig was, maar laag op die grond moes bly, met sy blare na die arend toe gedraai en sy wortels onder hom. Dit het 'n wingerdstok geword, ranke gemaak en lote uitgeskiet. Daar kom toe nog 'n groot arend met groot vlerke en baie vere, en die wingerdstok draai sy wortels na die arend toe en stuur sy ranke in die se rigting, sodat die arend vir hom nog meer water kan gee as wat daar was by die plek waar hy geplant was. Hy was geplant in goeie grond, by baie water. Hy kon ranke maak en druiwe dra. Hy kon 'n pragtige wingerdstok word. Jy moet sê, so sê die Here my God, sal dit goed gaan met die wingerdstok? Gaan die eerste arend dan nie sy wortels uittrek en sy vrugte vernietig, sodat al sy druiwe verdroog wat aan die ryp word was nie? Daar is nie 'n groot mag en baie mense nodig om hom met wortels en al uit te trek nie. Hy is geplant, maar sal hy goed groei? Sal hy nie heeltemal verdor wanneer die oostewind hom tref nie? Hy sal verdroog op die plek waar hy gegroei het. Wie ken hierdie gelykenis? Dis nogal 'n interessante, vreemde een, en ja, dis in die boek Esegiel. So Esegiel was 'n profeet in die tyd toe die volk van die Here in ballingskap weggevoer is. So hy sit as profeet van die Here in ballingskap en hy kry hierdie taak van God om boodskappe aan die volk oor te dra. Maar interessant is dat hierdie boodskap 'n gelykenis is, 'n fabel, dis hoe dit begin. As ons dink aan gelykenisse, dan is ons eerste gedagte eintlik, ja, Jesus het gelykenisse vertel. Ons verbind min ander mense of ander stories aan die Bybel aan gelykenisse, behalwe dat Jesus gelykenisse vertel het. Maar ek lees in my voorbereiding hiervoor 'n teoloogse werke waarin hy gaan kyk na die gelykenisse van Jesus en 'n paar goed opmerk. Eerstens merk hy op dat Jesus se gelykenisse anderste was as ander rabbies se gelykenisse. Daar's nogal die manier of die gebruik van gelykenisse was algemeen, mense wat beelde of stories gebruik om 'n ander boodskap te sê. Ander leermeesters in daai tyd het dit ook gebruik, maar die teoloog merk op dat Jesus se gelykenisse definitief anders klink en lyk as gelykenisse wat ander leermeesters gebruik het. Die tweede ding wat hy opmerk van Jesus se gelykenisse is dat sy gelykenisse meestal verband hou met 'n storie, 'n gelykenis, 'n fabel wat uit die Ou Testament skrifte kom. So Jesus se gelykenisse verbind eintlik met iets wat op 'n manier in die Ou Testament al na vore kom. In die Ou Testament is daar's nie baie nie, as jy daar so 10 gelykenisse tipe verhale, party van hulle in die wysheidsboeke, party in die eerste 5 boeke van die Bybel, die meeste van hierdie gelykenisse in die boek Esegiel. So, dis nogal iets waarna ek wil hê ons moet vashou, want ons gaan nou terugkom na 'n gelykenis van Jesus, maar Jesus se gelykenisse hou baie verband met gelykenisse of voorbeelde wat veral in die boek Esegiel na vore kom. Nou wat gebeur hier in die gelykenis in Esegiel 17? Het vertel van die arend, dis hierdie arend. Die arend is Nebukadneser. Want Nebukadneser was die koning van Babylon en wat hy gedoen het is dat die gelykenis het 'n stukkie van die seder afgebreek. Hy het vir koning Joachim, wat koning van Juda was, daai stadium het hy gevat
en hy het hom in ballingskap weggevoer. So die gelykenis het 'n stukkie afgebreek en hy het hom gaan plant daar tussen die handelaars, tussen die smouse. Hy het die koning van Juda gevat in ballingskap om daar te gaan bly. Maar dan het hierdie arend nog 'n steegie gevat en hom in die grond gaan plant. So, wie is dit? Dit verwys na koning Sedekia. Sedekia was Joachim se seun gewees. Nebukadneser sê vir Sedekia, hy kan nou koning in Juda wees. So nie almal is in ballingskap weggevoer nie, net 'n gedeelte van die volk is eers weggevoer en die ander kon agterbly in die land. En hy maak, Nebukadneser sê vir Sedekia, jy kan koning wees, maar jy moet getrou wees aan my. Jy moet doen wat ek sê, want Babylonië regeer eintlik maar oor alles en almal daar, so hy moet getrou wees aan hom. En ons lees hierdie interessante verhaal, julle kan dit by die huis gaan lees, 2 Kronieke 36, word hierdie mooi beskryf. Sedekia was aanvanklik getrou aan Nebukadneser. Hy het ook 'n belofte voor God gemaak, dat hy sal luister vir Nebukadneser, maar op 'n stadium kom die Egiptenare, en Sedekia besluit nie, hy gaan nie meer hom en sy volk se verhouding of sy vertroue met Nebukadneser hou nie, hy gaan draai na die Egiptenare toe. Dis dan nou die tweede arend wat kom. En so gebeur dit dat Sedekia ontrou is, een aan God. As mens lees van hom, dan staan daar, Sedekia was koning wat gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. So hy het sy verhouding met God verbreek, maar ook daai amper politieke verhouding met Nebukadneser, en hy gaan soek, gaan kyk meer na die Egiptenare, na die farao vir hulp. En wat gebeur toe? In Sedekia se tyd word alles verwoes. Die tempel word verwoes, almal word in ballingskap weggevat, daar is net niks meer oor nie. Die boodskap van hierdie gelykenis vir die volk is dat hulle vertroue op die verkeerde plek geplaas het. Hulle moes getrou gewees het eerstens aan God en aan hierdie verhouding wat hulle met Nebukadneser gehad het, omdat hulle dit voor God beloof het, maar hulle is nie. Onder Sedekia se leierskap draai hulle weg van God af en soek hulle hulp op ander plekke. Hulle kyk of hulle net bietjie meer uit iemand anders kan kry nie. Dit is interessant die gelykenis wat sê of die arend nie vir hom bietjie meer water kan bied as die goeie grond waarin hy geplant is nie. Ek kan hiermee resoneer. In my eie lewe, maar ook in baie gesprekke wat ek met mense het. Juis wanneer dinge vir ons soms baie oorweldigend raak of moeilik raak of onseker raak, dan begin ons hulp op ander plekke soek. Ons vertroue wat ons in God moet plaas, op ander plekke plaas. Instinktief dink ons nee, ek moet nou iets hier doen. Ek kan nou nie wag en op die Here vertrou en dis maklik as dit goed gaan, maar as dit nie goed gaan nie, dan moet iets anders nou kom help. Ons doen dit instinktief, eintlik uit natuur uit. Dit vat 'n geloofsoefening. Dit vat 'n stuk geloofsgroei om dit nie te doen nie. Ons kan maak soos Sedekia, soos hierdie gelykenis sê en sê, ek weet nie, is daar nie iewers anders iets meer, iets beter nie. Ons het dikwels daai behoefte. Dis juis op grond van hierdie onvermoë, hierdie manier wat die volk net nie kon fokus en vertrou op God, dat God 'n ander plan moet maak. God moet 'n ander plan maak om die standvastige verhouding tussen die mense en hom te vestig. Die moontlikheid was daar, is daar. Die hele Ou Testament is dit die storie. Die moontlikheid vir 'n standvastige verhouding is daar, maar elke keer vat die volk hulle fokus weg van God af, hulle vertroue weg van God af. En God moet 'n ander plan maak om hierdie verhouding gefestig, standvastig te hou. En dit is so ek wil nou sê cool, want ek het nie 'n beter woord nie, om die belofte van wat sy plan was, al in Esegiel 17 raak te lees. Ek lees vir ons Esegiel 17 vers 22.
So, wat gebeur toe? Esegiel vertel die gelykenis, hy gaan gee die uitleg vir die mense, dit staan ook daar, en dan sê hy in vers 22, so sê die Here my God, ek, so dis nou nie die arend nie, ek vat die top van die hoë seder weg en plant hom. Ek pluk die sagte boonste takkie af en plant hom op 'n hoë berg. Ek plant hom hoog op die bergland van Israel, waar hy takke sal maak en saad sal skiet. Hy sal 'n pragtige seder word, en in hom sal al die voëls woon. Al wat vlerke het, sal in die skaduwee van sy takke nes maak. Al die bome in die veld sal weet dat ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boompies groot. Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê en ek sal dit doen. Daar kom iets groter, iets meer, iets wat arende aan kan bly. Soos watter gelykenis klink hierdie, waarin voëls hulle neste kan maak. Dis die gelykenis van die mosterdsaadjie in Matteus 13. Ek lees dit vir julle. Jesus vertel hierdie gelykenis. Hy sê, hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soort saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Kan julle indink, toe die mense hierdie gelykenis hoor, en hulle besef, wow, sê het hierdie al iewers gehoor. Hierdie woorde klink bekend, want hulle ken die skrif, hulle het Esegiel 17 al meer gelees as wat ons het, hulle ken dit. Wat Jesus hier kom sê is, julle weet daai belofte, daai profesie wat God maak in Esegiel 17, dat hy iets gaan doen, dat hy iets groot gaan doen, dat dit op 'n berg gaan wees, dat dit sigbaar gaan wees vir almal, dat dit standvastig en vas gaan wees. Julle weet daai, dit is ek. Dit is ek. Jesus sê, hy wat die koninkryk van God bring, Jesus bring die koninkryk van God. Hy wat die koninkryk van God bring, is daai profesie, is daai voorspelling wat al in Esegiel gemaak is. Die boodskap van hierdie twee gelykenisse, as ons dit aan mekaar verbind, en wat so treffend en waardevol is dat die koninkryk van God, die standvastigheid van ons geloof, die vaste fondasie, wat dit sterk en standvastig maak, van ons Christenskap, van ons gemeente wees, van wat ook al jy dit wil noem, van liggaam van Christus wees, die standvastigheid daarvan, word nie deur ons bewerk nie, maar dit is vir ons gegee en gebring deur Christus. Deur sy lewe, deur sy dood, deur sy opstanding, deur wat dit hom gekos het, gee hy daai ewige, onwankelbare, standvastige geloof. So jou verhouding met God is vas. Dit kan nie weggevat word nie. God se liefde vir jou, God se genade oor jou lewe, God se betrokkenheid, die feit dat jy God se kind is, dis vas, want dit kom nie van ons af nie. Maar die vraag wat ek dan vir myself vra is, hoe beleef ek dit ten diepste? Hoe weet ek dit altyd? Hoe is dit die meeste deel van my lewe? My geloof is vir my gegee deur God, deur Christus. My groei daarin, my diepe ervaring daarin, word deur my ingeoefen. Dis waarom ons praat oor geloofsgroei. Jou geloof groei nie van dit was nie, nou is dit nie. Want dit is daar, ons vat dit, ons ervaar dit, hoe diep ons dit ervaar, hoe groot ons aan vashou, dit word deur geloofsgroei dan bepaal. So hoe kan ons goed in ons geloof groei? Hoe kan ons hierdie vraag antwoord?
Hy is geplant, maar sal hy goed groei? Ons is vasgeplant in geloof, maar sal ons goed groei? Hoe kan ons dit doen? En net 'n paar gedagtes. Een, wat die gelykenisse vir ons sê, Esegiel 17 is, fokus op die regte plek en op die regte dinge. Dit vra van ons om onsself gereeld af te vra, is my fokus op die regte plek? Vertrou ek God? Vra ek God vir sy wil en vir sy leiding en vir sy betrokkenheid in my lewe? Of raak ek hastig, angstig, oorweldig, bekommerd en dan soek ek dit op klomp ander plekke? Ons dink soms die plekke waar ons hulp gaan soek is goed vir ons en ons moet dit so doen. Soms is die plekke waar ons hulp gaan soek juis dit wat ons vernietig. Ons verhoudings vernietig, ons menswees vernietig, ons gesondheid vernietig. Dan sê die gelykenis, kom terug, fokus op die regte plek. Om ons fokus op God te plaas, beteken dat ons tyd saam met hom moet spandeer, tyd in God se woord, tyd in gebed, gereeld met God te praat, en dan kom ek elke keer terug na die bekende kinderkerkliedjie wat sê, lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Hoe plaas jy jou fokus op die regte plek? Lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Ons moet ons fokus op God hou. Tweede gedagte van hoe ons in ons geloof groei, is om te besef, dis nie oornag nie. Groei vat tyd. Groei begin klein. En groei het soms pyne. Groeipyne, waardeur kinders ook gaan. Maar groei in ons geloof het ook soms pyne. Dit beteken, ons moet soms worstel, twyfel, soek, vra, ondersoek. Ons moet goed ook doen om te groei in ons geloof. Maar ons moet dit nie in groot tree probeer doen nie, want dan voel dit elke keer soos 'n mislukking. Dis nou om soos vir 'n saadjie te kyk en te sê, word 'n boom. En as dit nie 'n boom word nie, dan is ons nou teleurgestel. Maar dis mos nou nie hoe groei werk nie. Dis blaartjie vir blaartjie en stukkie vir stukkie. Maar oor tyd, as ons terugkyk en ons het deur die proses van geloofsgroei gegaan, dan kan ons sien hoe dit ook vrug dra. En dis die derde gedagte van geloofsgroei. Wat is die doel? Wat is die doel van ons geloof wat moet groei? Maar die doel is nie jou redding nie. Jou redding is vir jou gegee deur die boom wat op die berg staan. Wat is die doel van ons geloofsgroei? Ons neem deel aan hierdie takke wat uitsprei, sodat ander ook daarin kan skuiling vind, nes kan maak. Ons geloof groei as deel van die koninkryk wat uitbrei. As ons in ons geloof groei, het ons die geleentheid om dit teenoor ander te getuig, vir ander 'n plek te wees waar hulle kan kom, wees, iets ervaar. Jou geloofsgroei gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die getuienis wat dit vir ander kan wees. Die effek wat dit op ander kan hê. Die hulp wat dit kan bied, die ondersteuning wat dit kan bied. Die bystand, die gebede. Dit is waaroor ons geloofsgroei gaan. Dis 'n plek van skuiling, 'n plek van hoop, 'n plek van rus vir ander. Ons het hierdie wonderlike geleentheid om in die goeie grond te bly en te sien hoe God ook deur ons sy vrug laat groei vir hierdie wêreld. Ek wil afsluit deur te verduidelik hoekom hierdie kus hier staan. Julle weet, as julle deel van rukdeel is van die gemeente, het ons tyd in ons erediens wat ons noem die kruikmoment, en dit is ons tyd wat ons fokus op dankoffers of offervaardigheid en verskillende boodskappe daaruit kry. Ons kry boodskappe van God se sorg, van God se voorsiening, ook van God se oproep tot ons lewens, van God se betrokkenheid. Ons as leraars word elke keer gelei deur wat kan ons vandag hier sê wat ons verbind aan hoe God
se hand oop is vir ons, voortdurend, soos die olie in die kruik wat nie opgeraak het nie. So, toe kry 'n lidmaat het kom in die begin van die jaar en sê, hy wil graag iets maak, en die doel daar agter was om iets spesifiek te maak ten opsigte van vir ons koskas, 'n ruimte of iets te maak waar mense hulle self ook kan aan verbind om ander te help. En die idee was dat ons dan dit as 'n koskasfondse boks gebruik. Maar in die lig van ons veiligheidsgoeders die laaste tyd het ons besluit, nee, ons gaan dit eerder simbolies gebruik as fisiese boks waar mense nou fondse kan ingooi vir die koskas. So nou, toe ons daaroor praat, dink ons, soos wat lyk hierdie fonds? En dit lyk toe vir ons soos 'n skatkis. Wat is die verskil tussen 'n skatkis en ek wil amper sê 'n dankofferkis, maar dis eintlik dieselfde, is 'n skatkis gaan nie net wendig oor wat jy daarin gooi nie, maar wat jy daaruit kry, né? Jy gaan soek mos 'n skat oor dit wat jy daaruit kry. En dit is so mooi en dit is so waar. Want deel van ons vaardigheid, deel van ons geloofsgroei gaan uit dit wat ons daaruit kan kry. Maar daar's 'n belangrike punt wat ons hier moet maak. En dit kry ons uit nog 'n gelykenis wat Jesus gebruik het. In Matteus 6, wat Jesus sê, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Maar hier is die belangrike, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So ons het toe besluit as span, ons wil ons kruikmoment redesign na 'n skatkis tyd toe, en die kern daarvan is, mag ons harte, wanneer ons hier sit as kryners, nooit op iets anders gefokus wees as op die koninkryk van God nie. Mag ons harte die hele tyd vra na sy wil, na sy leiding, na waartoe hy ons stuur, na waar hy ons wil gebruik. Mag ons harte gefokus bly op die koninkryk van God. Want dan is dit vir ons 'n werklike skat in ons ervaring van wat God en ons geloof in hom vir ons kan beteken. Hoe diep ons dit kan ervaar en hoe ons geloof in dit kan groei.